In 2020 in COVID besluit ek moes toe, ons gaan worship aande hou. Maar ons gaan nie worship aande net hou nie, ons gaan hulle hou want die kerke is toe. Die kerke is almal toe. Nie een het hulle deure gemaak nie. Ek dink die pastore is te bang vir die polisie. Hoe gaan ons hierdie mense bedien? My hart brand om te sien dat my dorp Jesus ken. En nou in COVID is almal in lockdown en die kerke is net toe en niemand is daar om die mense te bedien nie. En my hart is so in verwarring, hoe gaan ons dit doen, gaan ons dit doen nie, en op 'n stadium besluit ek wel, ons gaan dit nou doen. Ek kry daar 2 speakertjies, ons begin met worship aande. Groei uit die worship aande se kamers uit, hier ons saal, by die AGS op Appington. En dan 1 keer 'n week, dan Werner Strydom van Kimberley afdeling nog daar gebly, dan kom ry hy deur. Dan slaan ons klankstelsels op, Werner het so 'n kickdrum hierso, hy die gitaar, dan worship ons, dan maak ons Jesus se naam groot. En in een aand kom stap 'n ou in, en hy loop uit. En ek vra hom wat's fout. Hy sê vir my nee, hy kan nie hierdie mense wat so lag hier binnekant. As die gees van God kom, dis mos nie van die Bybel af nie. Ek sê chom, luister gou hier. So die Bybel sê, Psalm 16 vers 11 sê hy dat aan die regterhand van God sit die volheid van vreugde. Die volheid van vreugde sit aan die regterhand van God. Inteendeel die Bybel sê dat Jesus is gesalf uit die beker van vreugde, meer as enigiemand anders. He's been anointed by the oil of gladness. Dit kom oor hom. So hoekom mag ons nie lag in die kerkie? Hoekom mag ons nie lag nie? Wat is die probleem? Jy lag gaan vir vuil grappe by die werk en vir ander ouens, maar in die kerk, nee, dan mag jy nie lag as Jesus kom nie. Nee, sê ek, nee, dit maak nou 100% sin. Anyway, dit is bietjie te veel vir my, hy kom terug volgende week. Week daarna kom hy terug, hier is maar daai Werner klap, daai kickdrum, en is die klank is hoog, die vensters drill, Jesus kom in die plek en ons encounter die Here, en hy sê ou weer uit, nee, hierdie werk nie lekker vir hom, hierdie dromme besigheid in die kerk, dis nie vir hom nie. Ek sê maar chom, die Bybel sê dan, Psalm 150, jy loof hom met die dromme, loof hom met die hart, loof hom met, en dan gaan hy, al die simbale, as jy het gaan lees, daar's soveel goed, die fluit, die simbale, uit die harde klanke, joyful sound, jy loof God met alles. Nou, hoekom mag ons die dromme in die kerk speel nie? En my vriend, ek wil vir jou hierdie sê, hy sê toe nie, hy verstaan het 100%, daai ou het toe opgeëindig om een van my baie goeie vriende te raak, en hy was deel van my ministry span gewees, soos ek vertel die storie soveel keer, maar ek wil vir jou sê, dit is wat godsdienst doen aan jou. Godsdienst sê, jy moet net stil sit in die kerk, mag jy geluitjies maak, jy hoor, mag jy lachie, mag jy glimlachie, sê het, môre broer, môre suster, en dan gaan jy huis toe. Nee, God lyk nie so nie. God sê, in oorvloed aan die regterhand van God is die volheid van vreugde. Imagine, jy is 'n kind in pa se huis. Nee, jy mag nou net nie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. God is 'n God van liefde, God se liefde van vrede, God is 'n God van oorvloed. God, hy sê the righteousness, peace and joy is in the Holy Spirit. The kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Jy kan vandag lag, want God is jou pa. Jy kan vandag dans, want God is jou pa. Jy kan vandag God loof met klinkende simbale, met 'n fluit, met 'n harp, met tromme, want God is jou pa. En ons baie maniere hoe die Here mense mekaar gesit het wat dalk nie in my en jou boksie pas nie, maar op hulle manier worship hulle die Here. En hoe kan ek en jy dan kom en sê nee, dis nie hoe mense die Here worship. Dit werk nie so nie. My en jou huwelik is in baie maniere dieselfde, maar daar's 'n plek van intimacy wat my en jou vrou nie dieselfde goed doen nie. Of jou man en ek doen nie dieselfde goeders nie. Hoekom nie? Want daar's verskillende maniere oor hoe ons intiem is. Net so ook. Is daar verskillende maniere hoe mense met God intiem kan wees. En dromme en klanke is deel van dit. Harp en simbale is deel van dit. Joyful sounds is deel van dit. Dans is deel van dit. Dawid het voor die mense uit sy klere uitgedans as sy vrou skaam gekry het. Hy is die koning. Dans homself uit sy klere uit. Imagine nou, volgende Sondag by die kerk, ek bedien daar, dan dans ek myself uit my klere uit in my onderbroek in. Dan gaan die kerk seker iets te sê, want die kerk kan dit nie. Nee, Dawid het dit gedoen. Jy, my vriend, kan dit doen. Jy mag God loof en prys op die manier hoe jy hom wil loof en prys. Volgens sy woord. En as dit nie in sy woord is nie, dan kan jy dit nie so doen nie. Jy kan nie maak net wat jy wil nie. Daar's riglyne, maar sy woord is vol van dit. En een van hulle is nie om stil te sit en net niks te sê nie. Ja, daar's 'n plek wat jy moet stil wees en wag op die Here, maar dis nie 'n godsdienstige plek waar jy net met almal met nou nie. Nee. God beweeg in gees en God beweeg in waarheid. Vader, ek dank U in die naam van Jesus dat ons U kan ken in gees en in waarheid. Dankie Here dat U beweeg soos die wind, dat U klink soos
tromme, dat die klink soos sambale, dat die klink soos donderweer, dat die klink soos brysende geruis van water, u stem. Here, dat u kan kom in enige manier wat u wil kom, as u wil kom met vuur of u wil kom met water, ons ontvang dit, hoe kan dit lyk? Ons sê ja vir dit, Jesus. As dit in die woord is, en is in die wil, dan wil ons dit in ons lewens hê. En ek dank U vandag, Here, dat ons nie vasgevang hoef te wees in godsdienst en tradisie, waar die woord van God anyway kragteloos, Markus 7:13 sê, los die woord van God kragteloos in ons lewens. En ek dank U, Here, dat ons nie in daai goed hoef vasgevang te wees, maar dat ons U vrylik kan ken, vrylik kan dien, vrylik kan aanbid, of dit nou met die ramshoring is, Psalm 150 sê, of dit nou met die tamboerijn is, of dit nou met die sambale is, of dit nou met die harp is, of met die fluit is, of met die tromme is, of met 'n vlag is, Here, of deur 'n painting is, of hoe ook al ons kan kom na U toe, Here. Ons wil U aanbid, sodat ons U hart kan behaag, in geloof. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.